Sommige meen dat ons die Here se Hebreëse name moet gebruik, omdat dit die manier is en hoe hy homself ook aan die mens bekend gestel het. Nou dit klink redelik geldig. Wat sal ons reaksie daarop wees as ons Bybels daarna kyk? Is dit iets wat ons ernstig moet oorweeg, of wat leer die Bybel ons? Ja, dis 'n vraag wat mense nogal baie kry, en dit klink geldig, is geldig, want die Here het homself openbaar in Hebreëus. Die eerste openbaring van wat die Here se naam is wat ons vind in die boeke van die Bybel, die Oud-testamentiese boeke van die Bybel. So die Here openbaar homself in Hebreëus. Maar ons moet gaan kyk na wat die rede daarvoor is natuurlik. Die Here openbaar homself in Hebreëus, want die Here openbaar homself na die sondeval, eerstens aan Israel. En dis die belangrike daarvan is dat ons moet raak sien, as ons kan raak sien waarom die Here, aan wie die Here homself wil openbaar, dan verstaan ons ook waarom hy dit in Hebreëus doen. En wat die rol van Israel is, dan verstaan ons waarom die Here dit in Hebreëus doen. So hy openbaar hom aan Israel, en dit sê Jesaja 49 vir ons baie duidelik, dat die knegt van die Here uiteindelik, en knegt van die Here is natuurlik 'n verwysing na die Messias, na die hoogtepunt van sy verlossingsplan. Die knegt van die Here se werk sal wees, nie net om Jakob en Israel bymekaar te bring nie, maar om 'n lig vir die nasies te wees. Jesaja 49 sê, dis te gering vir hom, om net gefokus te wees op Israel. Dit gaan oor baie meer as dit. Maar, Israel is die volk wat God gebruik om homself te openbaar aan die wêreld. En daarom, wanneer God homself openbaar, natuurlik soos by Moses in die brandende bos, as ek is wat ek is, Yahweh ha-Yahweh, dan is dit 'n openbaring in die taal van die volk, deur wie hy sou werk om homself aan die wêreld te openbaar. So die eerste openbaring van God as Elohim, en as Yahweh, spesifiek die verbondsnaam van God, en uiteindelik sou ons in die Nuwe Testament, in die Hebreëse weergawe van die Nuwe Testament, Yeshua, lees ons die Hebreëse name van die Here, maar dit is omdat die Here deur Israel homself openbaar het, en die verlosser natuurlik uit Israel gebore is. Wanneer ons in die Nuwe Testament kom, vind ons die vervulling daarvan, daardie knegt kom, en die plan van die Here bereik sy hoogtepunt in hom. En dan sien ons dat die skrywers van die Nuwe Testament die name van die Here translitereer na Grieks toe. So daar praat die Nuwe Testament skrywers byvoorbeeld nie van Yeshua nie, hulle praat van Jesu in Grieks, en die naam word getranslitereer, en dan natuurlik weet ons, die Nuwe Testament is geskryf as boeke van die Bybel onder inspirasie van die Heilige Gees. So dis vir my baie gevaarlik om te sê, mens moet die Hebreëse name van die Here gebruik. Maar dit is nie verkeerd. Dit is nie noodwendig verkeerd nie, hy het homself so geopenbaar, en daarom kan dit nooit verkeerd wees om die Here op sy Hebreëse name aan te spreek, of om dit te gebruik nie. Maar dit is baie belangrik om te sien wat die rede daarvoor was, en te sien in die Nuwe Testament, spesifiek ook as ons kyk na die uitstorting van die Heilige Gees, natuurlik in Handelinge 2, dan is dit baie interessant, Petrus spreek, maar almal hoor hom in hulle eie taal, die taalwonder van Pinksterdag. En dan moet 'n mens sê, dis nie verkeerd om die Here aan te spreek in jou eie taal nie. Handelinge 17 is 'n ander goeie voorbeeld, belangrike teks om in ag te neem, want in Handelinge 17 praat Paulus natuurlik op die Areopagus in Athene, en dan sê hy, dat al die volke is deur God in hulle posisie gestel, in die tyd waarin hulle bestaan, met die grense van hulle woonplek, deur hom vasgestel, vir 'n spesifieke doel, sodat hulle die Here kan soek, of hulle hom nie kan vind nie. En dit saamgelees met die taalwonder van Handelinge 2, sê vrou duidelik, al is dit nie verkeerd om die Here in Hebreëus aan te spreek, en op sy Hebreëse name nie, is dit beslis nie verkeerd om hom aan te roep in die taal van die volk waarin jy gebore is nie.